Broers en susters, ons gee net die kerkraad kans om te gaan sit almal. Maar ek het nie kom sê nie, maar dit is die psalm soos hulle in die kontak is. Een versie van elk. Ons katkesasie psalm vir die week is psalm 22 vers 1. My God, waarom verlaat U my? Terwyl ek alleen my sware stryd moet stry. Psalm 22 vers 1, ons katkesasie psalm. Dan ons oefenpsalm, ons gemeentepsalm vir die week is dan psalm 67 vers 2. Broers en susters, net vooraf die volgende afkondigings namens die kerkraad. Wat betref die liefdegawes vandag, dit gaan onder die diens vir die diakonale kas, waaruit behoeftige mense gehelp word, en by die deure vandag vir die sendingkas, waar die evangelie uitgedra word. Dan, wat die lief en leed aanbetref, ons dink aan oom Koos Klok, hy was die week opgeneem in die hospitaal met erge rugpyn, en hy is tans op behandeling, hy is ontslaan, dis om 'n moontlike operasie te vermy, maar ons dink aan oom Koos en suster Babs ook in die tyd. Dan het suster Marie Botes geval en haar enkel gebreek, sy is opgeneem in die hospitaal, daar het ongelukkig ook om komplikasies ingetree, deurdat 'n bloedklont ontwikkel het, en sy is steeds in die hospitaal.
Baie sterkte Marie en ook Megan. Dan gemeente, dink ons nog steeds aan Henrikus en Jeannie Smit en gesin. Die tweeling is steeds in die intensiewe saal in Pretoria Oos Hospitaal. Baie sterkte vir julle. Onder omstandighede gaan dit met hulle goed, met die tweeling goed. Dan het ons die hartseer nuus gekry dat Suster Darrell Wood se tante vanoggend eintlik oorlede is na 'n beroerte. Baie sterkte Darrell en ook Christian. Esmerie Nel het haar toon gebreek. Sy sal die week uitvind of sy geopereer moet word. Baie sterkte Esmerie en gesin. Tannie Tina Foster is die week aan haar oog geopereer en ons is dankbaar dat dit 'n sukses was. Sy sterk tuis aan. So dis alles wat ons vooraf wil noem. Die res gaan ons na die tyd hê. Gemeente, kom ons ontmoet die skepper van hemel en aarde. Kom ons raak rustig en ons bely, ek kyk op na die berge toe. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Broers en susters, ontvang nou die Here se seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou tot eer van die Here uit Psalm 18. Ons sing vers 2, 3 en 20. Want bande van die dood het my omring en strome van verderf wat aanstorm uit die donker wyk van kuil en graf en doderyk. Dit is waarvan ons verlos is deurdat Jesus Christus neergedaal het na die hel. En dit gaan ons ook vandag behandel in die prediking. Kom ons loof God, Psalm 18 verse 2, 3 en 20 en daarna kan die gemeente bly staan dat ons geloof bely.
Kom ons bely elkeen in ons harte, ons geloof in God drie-enig. Ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Na die wet sing ons Psalm 6 vers 1 en vers 4. Kom ons luister nou na die Here se wet uit Eksodus 20, die 10 gebooie, hoe die Here wil hê alle mense moet lewe. So as julle saam met my luister na die Here se wet, mag die Heilige Gees in ons harte werk, om ons te laat besef wat se seën die wet van die Here is, en wat se seën daarin is om God se wet te doen, maar dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir ons eie sonde, en ons sal lei na Jesus Christus, die enigste persoon wat nog ooit hierdie wet volkome kon nakom. En elkeen wat na hom toe gaan, kry vergifnis van sy of haar sondes. So mag die Gees hierdie stukkie gebruik, die wet, om ons by Jesus te bring vanoggend. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Gemeente, kom ons bid nou saam. Ons Vader, wat in die hemele is, U is regtig almagtig. U kan alles doen. U is so groot dat ons regtig nie woorde kan vind om U grootheid te beskryf nie. En U mag geen mens kan U uitdink nie. Ja, U is so groot en heerlik dat wanneer U vir ons sê wie U is, ons breine nie dit alles kan vat nie. Vader, ons maak U naam groot. Ons aanbid U, ons val in eerbetoon voor U. Ons kom vanoggend en ons erken dat ons sondaars is en dat U vir ons deur die Heilige Gees wys daarop. En dit bid ons ook dat U al meer vir ons sal wys hoe sondig ons is. Maar nie so dat ons in een oomblik dit alles sien en totaal vernietig word nie. Maar wys ons en skok ons deur die Gees met hoe groot ons skuld is. Maar wil U ook deur die Gees vir ons wys hoe groot die verlossing van Christus is. Wil U nog meer in ons werk om Hom te sien en wat Hy gedoen het vir ons aan die kruis. En so kom ons vandag na U toe as U kinders. En ons erken dat net Jesus ons kan bevry. En daarom hardloop ons vandag opnuut na Hom toe. Ons hou vas aan Hom, ons omhels Hom, ons gryp aan Hom vas. En ons bid, vergewe ons deur Sy bloed, deur wat Hy gedoen het aan die kruis. Vader, en gee ook vir ons die blydskap en die gevoel in ons harte van volkome vergifnis, dat al die skuld van ons sonde weggeneem is, sodat dit ons nie meer terughou nie. Maar ons erken ook dat selfs met daai blydskap sukkel ons nog elke dag met sonde teen U. En daarom vra ons, help ons Here om die sonde in ons lewe te oorwin. Help ons om ten bloede toe te stry teen die sonde. Help ons om nie moed te verloor nie, maar om aan te gaan en op te staan en opnuut te stry teen die sonde uit dankbaarheid vir U. Here, ons sê ook dankie vir U dat ons hierdie geleentheid het om U te aanbid, dat ons regtig nie bang is dat die polisie ons hekke gaan afbreek en mense met vuurwapens hier kan instorm en dit onderbreek nie. Daarvoor dank ons U, ook as ons dink aan kerke en gelowiges wat vandag regtig elke oomblik so iets verwag. Seën ook hulle eredienste, want ons is verbind aan hulle, Here. Hulle is ons broers en susters. Hulle het ook vandag die 12 artikels gesê onder mekaar. Maar nou bid ons ook dat U ons harte sal oopmaak en
dat U ons sal leer wat 'n voorreg dit is om erediens te kan hê. Ons wil ook vra dat U vir ons sal help om U teenwoordigheid te ervaar, om te dink aan hierdie erediens asof Jesus Christus self in hierdie banke sit, hier onder ons. Here, sal U tog met ons ontmoet, sodat ons hier kan wegstap en sê, waarlik, ons het die Here gesien. Seën ook die woordverkondiging, gee dat Jesus Christus onder ons afgeteken sal wees as onder ons gekruisig, en dat ons al meer soos hy mag word. Ons bid ook vir elke persoon vandag hier, elkeen wat vanoggend hier aangekom het, deur U gedring, deur die Heilige Gees in gewerk. U ken elke persoon hier se worstelinge. U ken elkeen se verhouding met U. U ken elkeen se vrese. U ken elkeen se stryd met die sonde. En ons bid, wil U deur die Heilige Gees ons bedien vandag, vir elkeen hier. Here, ons het ons gebed begin met U almag, en ons wil ook so sluit. U kan regtig hierdie gemeente verander, vir ons verander, om 'n gemeente te wees, wat nie op onsself ingestel is nie. En dit vra ons van U, in die naam van Christus, ons Verlosser. Amen. So kom ons sing nou Psalm 25, en ons sing verse 6 en 9. Psalm 25, verse 6 en 9. Broer en suster, ons gaan vanoggend luister na God se woord uit Jesaja, die profeet Jesaja, hoofstuk 53. En ons is besig met die behandeling van die 12 artikels. So in die nuusbriefie is daar 'n mooi prentjie van die hoe die 12 artikels ingedeel is. En die 4de
artikel is wat ons vandag gaan behandel in ons preek. Die een wat sê, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. So dis 'n hele mond vol. Maar dit gaan met ander woorde veral oor Jesus Christus se lyding. En 'n baie treffende teks oor Christus se lyding is die een wat ons kry in Jesaja 53. Sien saam met my die wonder raak van die skrif, omdat Jesaja 700 jaar voor Christus gelewe het. En dit is iets wat mens partykeer in profetiese stof kry, soos Jesaja, dat iets word vertel asof dit al gebeur het, maar dit gaan nog gebeur. Maar dit is 'n tegniek om die sekerheid te weer te gee, dat dit sal gebeur. Dit is so vas en seker, dat dit wat Jesaja 700 jaar voor Jesus hier skryf, dat dit sal gebeur, dat hy dit skryf asof dit reeds gebeur het, as dit sin maak. So, 700 jaar voor Christus se lyding, word Christus se lyding al hier nogal in detail beskryf. Prys God vir sy woord. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, soos 'n wortel uit droë grond. En nou staan daar van Christus, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur mense verlaat, 'n man van smarte, een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat gepla deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyding van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel,
omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra, en vir die oortreders gebid het. Tot sover uit die Here se woord. Wat 'n aangrypende stuk Bybel. Geliefde broer en suster, ons is besig om die 12 artikels te behandel. Die 12 artikels is baie oud. Dis 'n belydenis van die kerk wat al in die tyd net na die apostels eintlik neergeskryf is. Dit is 'n opsomming van die Bybelse leer, van die apostoliese leer, en daarom noem ons dit ook die apostoliese geloofsbelydenis. Onthou julle, ons het laasweek ook gehoor en vroeër, hierdie 12 punte is nie die gereformeerde kerk se 12 punte nie. Dit is regtig die Christene wêreldwyd se 12 punte. Dit is as jy Christendom se leer kort wil saamvat, sy hoofpunte is dit hierdie 12 punte. So as jy wegstap van een van hierdie 12 punte, dan stap jy nie weg van die gereformeerdes af nie. Jy stap weg van wat die Christene vir 2000 jaar glo. Vanoggend het ons nou hierdie 4de artikel. So die meeste artikels gaan oor die persoon van Christus. Het u dit al gesien? Die eerste artikel gaan oor die Vader, en dan van artikel 2 tot artikel 7 gaan oor Jesus Christus. En dan gaan dit oor die Heilige Gees en dan die kerk ensovoorts. Maar in hierdie artikels van Jesus, wat oor Christus gaan, het ons laasweek gehoor, is daar 'n neerdalende lyn, en dan is daar weer 'n verhogende lyn. So ons is nou besig met die neerdalende lyn. Dit beteken, ons het laasweek al begin daarmee, hy is ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, en vandag maak ons hierdie neerdalende lyn klaar, DV. As ons artikel 4 behandel, dan gaan dit oor wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. En dan van volgende week af die oplyn, en dit is wat op die 3de dag opgestaan het, opgevaar het en sit aan die regterhand van God. Nou ons wil vandag hierdie artikel, ons wil eintlik net weet en ons mekaar herinner, wat sê die Christelike kerk as hulle sê, ons glo dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat glo Christene met hierdie basiese dinge wat ons sê van ons verlosser? So ons wil dit onder 5 punte behandel en ons wil opskit, want dit is 'n lang artikel. Ons wil eers gaan kyk wat beteken wat gelei het, dan tweedens onder Pontius Pilatus gekruisig, 3de gesterf, 4de begrawe en 5 neergedaal na die hel. Dis eintlik eenvoudig, ons breek hom net so in stukkies op. So wat bedoel ons as ons sê, ons bely, saam met die kerk van al die eeue, reg oor die wêreld vandag, Jesus het gelei? Wel, met Christus se lyding, verstaan ons primêr, Jesus het na sy liggaam en na sy siel gelei, omdat God, die Vader, se woede oor die sonde van ons op Jesus gekom het. Dit is die opsomming van sy lyding. Hy het God se woede oor die sonde gedra. Nou as ons die Bybel lees, dan sien ons, hy het nie net na sy lyf gelei nie. Dit is voor die hand liggend dat hy na sy liggaam gelei het. Hy het honger geword, hy het moeg geword, lees ons, maar ons weet ook aan die kruis, hy het seer gehad, hy het geweldige pyn gehad. Hy is gegeesel net voor dit. Maar ons moet onthou, Jesus se lyding was nie net na sy liggaam nie, maar ook na sy siel. Van die seerste pyn in 'n mens se lewe is dikwels nie die pyn wat ons in ons lyf het nie, maar soms die pyn in ons siele,
die dolk in ons hart wanneer 'n naby vriend ons verraai of verloon of nie meer met ons te doel wil hê nie. So Jesus het gelei na liggaam en siel. En dis vir ons 'n troos, want hy verlos ons ook na liggaam en siel. Nou wanneer het Jesus gelei? Hy het nie net gelei toe hy gekruisig is nie. Die Bybel leer ons Jesus het tydens sy hele lewe op aarde, hy het 33 jaar oud geword. In al daardie 33 jaar het Jesus gelei. Dink aan dinge tydens sy lewe. Dink hoe moes dit vir hom wees as die heilige, as iemand wat nog nooit sonde gedoen het nie, om die hele tyd tussen sondaars te wees. Dis asof hy die hele tyd in dorings trap. Dink daaraan dat hy net liefde gewys het, en in ruil daarvoor het hy haat gekry. Dink aan die vyande, dink aan die fariseërs en die skrifgeleerdes, die leiers van sy volk, die leiers van die Israeliete, hoe hulle hom gegou het, hoe hulle hom wou doodmaak, en eindelik dit ook gedoen het. Dink aan die pyn wat Jesus moes ervaar, dat toe hy begin met sy bediening, het sy eie huismense, die mense wat jy partykeer laaste op terugval, as almal met jou lelik is, jou ma en jou boeties en jou sissies, toe sy eie huismense gedink het, hy is mal. Dink aan die pyn, toe een van sy mees intieme vriende, Petrus, hom in die nag van sy grootste swaar kry, verraai het, verloon het. Dink aan die feit dat een van die 12, wat die hele tyd saam met hom was, hom juis verraai het. Dink daar die smart en pyn wat dit tydens sy hele lewe moes wees. Broer en suster, maar ons moet verstaan, dat Christus se lyding was ook uniek. Dit was anders as ons lyding. Dit was dieselfde, in die sin, ons siele kry seer, sy siel kry ook seer. Ons liggame kry seer as jy 'n spyker deur hom slaan. Sy liggaam het ook seer gekry, maar daar is iets aan sy lyding wat geen ander mens nog ervaar het nie. En dit was, Jesus het sy Vader se woede oor die sonde gedra. Daar is nie woorde wat daai lyding wat Jesus moes deurgaan, kan beskryf nie. Nou weet u, van ons seerste lyding is baie keer, nie net die lyding self nie, maar omdat so min mense regtig omgee oor my lyding. Partykeer gaan mens deur lyding en jou eie huweliksmaat, of jou eie broer, of jou eie suster, of jou eie ma of pa of kind, het nie begrip van jou lyding nie. Nou sê Hebreërs 4 vers 15, Jesus is 'n hoëpriester wat met ons medelee het, want hy het gelei. Hy is die mens wat nog die swaarste gelei het. Jesus gee regtig om en hy het regtig begrip vir jou en my lyding. So Jesus het gelei. Tweedens, hy is onder Pontius Pilatus gekruisig. Het jy al daaraan gedink dat die naam van Pontius Pilatus eintlik die naam van 'n vreeslike man is? As jy in die geskiedenisboeke lees van hierdie ou, hy was 'n wrede ou. Hy het wrede dinge gedoen. En hoekom is sy naam in ons opsomming van Christendom? Wel, dit is die rede hoekom die vroeë kerk besluit het om sy naam daarin te sit, het veral daarmee te doen, dat Pilatus nie net 'n gouverneur was nie, maar hy was 'n regter. Onthou julle, in die tyd van Jesus, het die Israeliete hulle self nie regeer nie, hulle het onder die Romeine geval, die Romeine het hulle ingeneem, en die Romeinse keiser het so groot ryk gehad, dat hy nie oral kon regeer nie, en daarom het hy in elke streek 'n gouverneur aangestel. En so was die gouverneur van die streek rondom Jerusalem, Judea,
die goewerneur was Pontius Pilatus. Maar die goewerneur was nie net die persoon wat die plek moes regeer nie, hy was ook die persoon wat die hoogste regter was. En nou weet ons, die Romeine was nogal mense in die geskiedenis wat hulle self beroem het daarop, dat hulle die reg goed verstaan, dat hulle goed is met regsaake. Soveel so dat ons regstelsel in Suid-Afrika vandag is die Romeins-Hollandse reg. Baie van die dinge wat die Romeine in hulle regstelsel gehad het, het oorgedra in moderne regstelsels reg oor die wêreld. So Pontius Pilatus was 'n Romeinse regter en 'n hoë regter. En weet julle wat het hierdie regter gesê by Jesus se verhoor? Hy het gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Weet julle hoekom het hy geen skuld in hom gevind nie? Want Jesus het regtig geen skuld gehad nie. Hy is die enigste mens teen wie hy regtig niks kon sê nie. Enige een van ons weet, as iemand iets uit ons verlede wil kry, gaan hy baie goeders kry. As jy 'n saak teen my wil maak, gaan jy iets kry. Hy is die enigste mens wat jy regtig niks sou kry nie. En Pilatus sê, hy is onskuldig. Selfs die wêreldse hof het gesê, hy is onskuldig. Maar hy is onder Pontius Pilatus gekruisig. Dit is die Here reël die geskiedenis, gemeente, want ons weet die Israeliete, hulle manier van ter dood veroordeling was met steniging. Dis hoe hulle, as iemand in hulle regsaake die doodstraf moes kry, dan is die persoon gewoonlik met klippe doodgegooi. Dit is wat steniging is. Nou hoekom is Jesus dan nie gestenig nie? Die Jode het hom eers mos verhoor, maar omdat die Jode onder die Romeine gestaan het, kon hulle nie 'n doodstraf self uitbring nie. Die Romeine het vir die Jode gesê, julle kan in kleiner sake julle eie hofsaake doen. Ons wil ons nou nie inmeng met julle goed nie. Maar julle kan nie self 'n doodstraf doen nie. So die Jode het hom verhoor, die Joodse raad, en toe vind hulle hom skuldig en sê hy moet die doodstraf kry. Maar hulle mag dit nie doen nie. Toe gaan hulle na Pilatus toe, na die Romeinse reg toe. En nou weet julle, die Romeine se manier van doodstraf toedien aan iemand wat nie 'n Romeinse burger was nie, was kruisiging. En nou sien ons so God se hand, hoe hy die hele wêreldgeskiedenis reël, dat die Romeine aan bewind kom, kort voor Jesus se tyd, en dat dit hulle manier is. Want, weet jy wat staan daar in Deuteronomium 21? Daar staan, een wat aan 'n paal opgehang is deur God vervloek. As iemand aan 'n paal sterf, is hy deur God vervloek. 'n Kruis is 'n paal. Jesus het aan 'n paal gesterf, want hy is deur God vervloek. Hoekom? Omdat Jesus ons vloek op hom gevat het. Ek en jy het verdien om aan so 'n paal te sterf. Ek en jy verdien die vloek van God, omdat ons teen hom sonde gedoen het. Maar Jesus, hy neem dit op hom. Hy sterf aan 'n paal vir ons. Die derde punt vanoggend, Jesus het gesterf. Ons bely hy het dood gegaan. Dit is baie belangrik. Die Christene het dit ingesit. Dit is 'n kernpunt van Christendom dat Jesus het dood gegaan. So ons verstaan nou, Jesus is ware God, maar hy is ook ware mens. So na sy godheid het hy nie dood gegaan nie. God kan nie dood gaan nie. Maar na sy mensheid het Jesus Christus regtig dood gegaan. Sy liggaam het gesterf. Nou hoekom is dit belangrik? Gemeente, dit is
kernbelangrik omdat die straf op die sonde die dood is. Dwars deur die Bybel, van vroeg in die Bybel af. Onthou julle toe God het vir Adam en Eva gesê, julle mag van al die bome eet, maar van daai een mag jy nie, want die dag as jy van hom eet, sal jy sekerlik sterwe. Romeine 6 sê, die loon van die sonde is die dood. Dis die straf op sonde. Dis die enigste betaling daarvoor, en daarom bely ons sê dit duidelik, Jesus het gesterf. Hy het doodgegaan aan die kruis. Sy hart het ophou klop, hy het ophou asemhaal, hy was regtig dood. Die 4de punt, ons bely ook, hy is begrawe. Hoekom is dit belangrik? Wel, ons het nou net gehoor, dit is belangrik dat Jesus moes doodgaan. Hy het doodgegaan. En daarom bely ons ook, hy is begrawe, want dis wat die Bybel sê. En begrafnis onderstreep die waarheid van dat hy regtig doodgegaan het. Die Romeine sou nie iemand toegelaat het dat iemand begrawe mag word, voor hy nie doodgesertifiseer is nie. En daarom lees ons dit in die Bybel, hoe Christus eintlik eers doodgesertifiseer was, voordat Pilatus hom oorgegee het aan Josef, om begrawe te word. Dit is terloops merkwaardig dat Jesaja selfs van Jesus se begrafnis geprofeteer het, toe hy sê hulle het hom 'n graf by 'n ryke gegee. Hierdie Josef van Arimatea was self een van die lede van die Joodse Raad, wat Jesus net paar ure tevore, 40 ure tevore ter dood veroordeel het. Hy het tot insig gekom, hy het eintlik nie saamgestem met die Joodse Raad nie, en hy het sy nuwe graf vir Jesus gegee. Daar's nog 'n rede hoekom die begrafnis belangrik is. En dit is, omdat daar mense is, wat sê, Jesus het nooit regtig dood gegaan nie. So, waarmee vyande van die evangelie sit is, hulle sit met getuienis, dat die man Jesus gekruisig is. Dit staan in woorde vasgeskryf, die geskiedenis is geskryf, hy is gekruisig. Daar was so 'n man van Nasaret, hy is gekruisig. En hierdie mense lees ook en hulle sien, daar's oorweldigende getuies dat Jesus, nadat hy gekruisig is, lewendig gesien was. Hulle kan nie van dit wegkom nie, dit is net te oorweldigend die getuienis. So dan sê hulle, ja, hulle het hom na die tyd lewendig gesien, dis nie 'n leuen nie, maar die rede hoekom hulle hom gesien het, is omdat hy nooit regtig dood was nie. Hy het nog gelewe, en dis hoekom hy lewendig na sy kruisiging gesien is. Die begrafnis trek 'n streep deur hierdie hele argument. Weet julle hoekom het mense Jesus lewendig gesien na sy kruisiging? Die rede is, want hy het uit die dood uit opgestaan en lewendig geword. En dan laastens, ons bely, Jesus het neergedaal na die hel. Wat bedoel die Christene daarmee? Ons sê nie met daai artikel dat Jesus Christus, nadat hy gesterf en begrawe is, dat hy na die hel toegegaan het nie, dat hy na die hel as plek toegegaan het nie. Dit is nie wat ons met dit bely nie. Toe Jesus sterf, toe sy menslike siel sy lyf verlaat en is hy dadelik by sy Vader gewees. Sy liggaam het agtergebly aan die kruis en hy is toe nou begrawe. Nou, hoe weet ons dit? Wel, Jesus het vir daai ou langs hom aan die kruis gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dink ook aan een van die kruiswoorde, toe Jesus Psalm 31 aanhaal, toe sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Daai gees is met 'n klein lettertjie, dis sy menslike gees. In u hande gee ek my gees oor. En dan kan mens ook raak sien dat Jesus, een van sy kruiswoorde was, dis volbring.
Hy het klaar gelei. Sy betaling is klaar. Hy moenie na dit nou nog gaan betaal nie. Hy's klaar. So die oomblik toe Jesus sterf en sy asem uitblaas, toe is hy by die Here. Dis terloops ook wat met ons gebeur mos. Ons moet ons eie dood verbind aan Jesus se dood. As ons sterf, is ons by die Vader. Ons siele gaan uit ons liggame uit en woon by die Vader in. So as ons sê Jesus het neergedaal na die hel, bedoel ons nie hy het na hy gekruisig is, na hy gesterf het, hel as plek toe gegaan. Nou wat bedoel ons dan daarmee? Wanneer ons sê Jesus het neergedaal na die hel, dan dui dit daarop op Jesus se verskriklike angste, sy smarte, sy verskrikkinge, wat hy ook aan sy siel, deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het. Hy het hel ervaar. So mense kan ook so daaroor dink, wanneer die kerk sê ons bely uit gelei, onder Pontius Pilatus gekruisig, gesterf, begrawe is, dan dink mens veral aan Jesus se sigbare lyding. Maar wanneer ons sê hy het neergedaal na die hel, dan dink ons veral aan sy lyding wat jy nie kan sien nie. Jesus het mos nie net sy liggaam vir ons oorgegee nie, maar ook sy siel. Dat hy in sy siel die verskriklike foltering van 'n verdoemde en verlore mens moes dra. So mens kan so daaroor dink. As ons bely, hy's gekruisig, gesterf, hy het gelei, onder Pontius Pilatus gekruisig, gesterf, begrawe is, dubbelpunt. Hy het neergedaal na die hel. Hy het hel gehad. God het hel op hom laat kom. Die hel wat ons verdien, het hy gedra. Nou gemeente, ons kerk, ons gemeente, het, julle sal hoor, op 'n Sondagoggend, dan bely ons, hy het neergedaal na die hel. En miskien sou van julle al in julle psalmboeke gesien het, daar staan, hy het, ek dink die angste van die hel ondergaan. En ons gemeente het besluit, ons wil bly by die oorspronklike, want dit is die oorspronklike hoe die kerk deur die eeue dit bely. Hy het neergedaal na die hel. Nou, hoekom kies ons daarvoor? Want ons verstaan nou, eintlik is daai dan reg. Ons bely nie met daai woorde, hy is na die hel as plek toe nie. Ons bely dat hy die angste van die hel ondergaan het. So hoekom is dit dan nou so groot probleem? Wel gemeente, die eerste ding is, 'n kerkdenominasie moet baie mooi dink voordat hulle die bewoording van 'n amper 18 eeue belydenis verander. Die tweede ding is, ons moet daarvan wegbeweeg om die teologiese verduideliking van die artikel in die artikel self te sit. Ons moet die artikel bely soos hy is, en dan moet ons vir die kinders leer, wel dit beteken nie hy is na die hel as plek toe nie. Dan 'n derde rede is, as ons sê hy die angste van die hel ondergaan, en ons sit dit so in die belydenis, dan maak ons dit amper 'n subjektiewe saak. Ons fokus dadelik op die lyding, hoe dit moes gevoel het vir die Here, terwyl die gebeurtenis tog belangrik is. 'n Objektiewe gebeurtenis, hy het neergedaal na die hel. Hy het die hel gevat in ons plek. En dan laastens, die rede hoekom ons dit so besluit het om so te hou is, die kerk reg oor die hele wêreld bely, hy het neergedaal na die hel. En wanneer ons dit verander, dan is dit so 'n bietjie ongelukkig, want
Want die res van die wêreld, die res van die Christene hou by daai woorde. So dit lyk werklik vir my of dit die beste is om te bly by wat die belydenis al vir eeue sê. Hy het neergedaal na die hel. En ons weet mos wat dit beteken. Ons leer dit nou vir die kinders, dat hulle mooi verstaan. Ja, dit beteken nie hy was na die hel as plek toe, na hy gesterf het nie. Maar dat hy hel tydens sy hele lewe en veral aan die kruis moes dra in ons plek. So daar het ons dit, gemeente, hierdie 4de artikel, Jesus het gelei, onder Pontius Pilatus gekruisig, gesterf, begrawe en neergedaal na die hel. Dit alles is baie mooi om te verstaan. Maar het toe u saam met my gelees het, onder die indruk gekom van wat Christus gedoen het vir my, dat ek die rede is dat hy deurboor is, dat ek die rede is dat hy moes ly, dat hy moes helse pyn en smart verduur, dat ek die rede is dat hy aan 'n paal moes sterf, maar dat sy liefde daardeur skyn vir my, ook vir my. Hy was bereid om dit te doen, wat woorde nie kan beskryf nie, vir jou en vir my. Hy het gelei vir ons. Is ons bereid om ook vir hom te lei? Amen. Kom ons sing Psalm 22. Ons weet die Here Jesus het die psalms baie goed geken, en toe hy aan die kruis hang, het hy 2 psalms aangehaal. Psalm 31, Vader, in die hande gee ek my gees oor, maar hy het ook Psalm 22 aangehaal. Hierdie psalm wat oor Christus se lyding veral gaan, het ook 1000 jaar voor Christus reeds geskryf is. Kom ons sing verse 1, 5 en 8 van hierdie psalm en daarna bid ons.
Ons Vader in die hemel, ons dank U vir ons Here Jesus wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. Ons dank U dat U U groot liefde aan ons gewys het, deur hom vir ons oor te gee. Ja, U het hom verbrysel, U het hom deurboor ter wille van ons. Vader, ons vra U dat die waarheid van Christus se lyding in ons harte neerslag sal vind, sodat ons dankbaarheid kan groei. Vader, ons dra hierdie gemeente aan U op. Ons wil U vra om ons te help om die wapenrusting te dra. Help ons om al meer soos Christus te lyk. Gee ons die genade om nie alleen na ons eie belange om te sien nie, maar ook na die ander. Ons wil vra dat U ons mag gebruik in die uitdra van die evangelie hier wes van die Apies waar U ons geplant het. Ons vra, maak vir ons deure oop vir die evangelie, sodat die evangelie sy snelle loop mag neem. Gee ons vrymoedigheid om te praat. Here, ons wil vra dat U ons gemeente mag verander, sodat ons vrymoedigheid het om ons bure te nooi na ons samekomste, sodat ook ongelowiges op hulle gesigte kan val en U aanbid en erken dat U met ons is. Vader, ons weet, ons is nie waar ons moet wees nie. En daarom vra ons, gee ons U hulp. Ons dra ook aan U op al die siekes in ons midde. Ons dink aan broer Koos Klok en suster Babs, suster Marie Botes, ook Esmarie. Ons dank U vir Tannie Tina wat mag herstel. Ons dra aan U op suster Darrel wat 'n geliefde aan die dood moes afstaan. Ons bid ook vir die tweeling van die Smitte, daar in die hospitaal, vir Magdalene en Jakobus. Ons dank U vir die wonderwerk van nuwe lewe, en dat U soveel seën gegee het. Ons bid vir U bewaring, Vader, en so dra ons ook aan U op die ouderlinge en die diakens, dat hulle waardige voorgangers in U kerk mag wees. Ons bid vir ons kerkverband, wil U ons help om die liefde van Christus onder mekaar in waarheid te beoefen. Skenk aan ons onderskeidingsvermoë, en wil U ons op ons gebed 'n kragtige getuienis maak vir die evangelie aan die suidpunt van Afrika. Vader, ons bid ook vandag vir al die bejaardes, hulle wat swak geword het, soveel van hulle wat werklik graag hier wil wees. Skenk aan ons die integriteit om na hulle om te sien, hulle te besoek en hulle waardig te behandel. Ons bid vir die nuwe geslag wat in ons midde groot word. Gee Here, dat hulle U mag ken. Gee aan hulle bekering van sondes en gee dat hulle heiliger as ons sal wees. Ons bid ook vir ons land met 'n verkiesing wat op hande is. En ons wil U vra, as dit U wil is, dat daar
verandering mag intree vir u ten goeie. Dat mense wat u vrees, in hoë posisies mag kom. Dat u bekering mag gee waar dit nodig is. So dra ons ook op aan u die beplanning van die Suid-Afrikaanse parlement om wetgewing uit te vaardig waarby kerke moet registreer. Wil u Here aan ons vryheid skenk om die evangelie uit te dra sonder dat ons gekeer word. En so sluit ons gebed in die naam van Jesus, ons koning en ons verlosser. Amen. Na die diens van barmhartigheid, Psalm 116, en ons sing daarvan verse 2 en 3. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
Baie geluk aan die volgende lidmate wat verjaar. Môre verjaar oom Kosie Pinaar, Dinsdag oom Christo van Staden en ook Christoan Smit. En Woensdag verjaar Johanita Versagie. Geluk julle almal. Daar is nou katkesasie. Daar is môre aand aanlyn Bybelstudie. Ten spyte van die feit dat dit is nou 2 weke agter mekaar omdat volgende week 'n vakansiedag is. So daar's wel môre aand. Julle is baie welkom. Dan daar sal nie hierdie week Hermon Bybelstudie wees nie. Ek self het Dinsdag, Woensdag en Donderdag heeldag klasse. Dan Donderdag se Susters Bybelstudie gaan normaalweg voort om 9:00. Vrydag het ook ons Bybelstudie in die Moot, die manne Bybelstudie in die Moot om 5:15 en dan hier in die Noord om 5:30. Dan is daar vanmiddag 'n eiendomskommissie vergadering om 4:30 asseblief en daar is nou 'n lektuurkommissie direk na die oggenddiens. Dan vra ons ook u aandag vir ons hoërskool jeug se aksie om te gaan paddle speel. Dis die 21ste Augustus. Ag, kom woon dit asseblief by. As jy tussen 13 en 18 is dit vir jou. Kom kuier asseblief saam. Dan gemeente net wil ons u aandag vestig op die Pretoria Noord, ons buurgemeente hou 'n snoekbraai die 29ste Augustus. Dis in die nuusbrief, kom ons ondersteun hulle ook. Hulle ondersteun ons ook altyd. En dan laastens gemeente, daar is ons kerkverband het 'n deputate vir owerheidssake en hulle het 'n webblad geskep waar lidmate kan gaan kyk. Daar is regtig nou wetgewing wat die parlement wil deurdruk dat jy dat iemand soos ek 'n lisensie by die regering moet kry om 'n dominee te kan wees. En u kan nou sien hoe dit 'n probleem kan skep want wat mag iemand nie glo nie voordat jy 'n lisensie uitgereik word. Wil mens ons regering met sulke mag vertrou? So daar is openbare verhore, jy weet dis die parlementêre prosesse wat gebeur en ons wil u werklik op die hart druk om daar op te daag. Daag op by daai, jy weet as die parlement hierdie goed reël en niemand daag op nie, dan beteken dit niemand gee om nie, dit is oukei, ons kan maar aangaan met hierdie. Maar as ons opdaag en ons stem dik maak, ek glo dit is ook ons plig. So u kan die datums wat dit hier in Gauteng is en Pretoria omgewing is en die plekke daar op die webtuiste kry. Daar ek is so seker is van ons lidmate wat ook in elk geval gaan, so u kan maar net rondluister, dan kan ons dalk saam gaan. Maar dit is dan gaan kyk asseblief daarna. Goed, en dan dink ek is ons deur al die afkondigings. En dan kom ons gaan kuier nou lekker saam as gemeente.